oortuigend. Okay, ek is Mia, ek is die nuwe leraar hier by Sonstraal. En om julle voor te stel aan my, ek heb gedink om 'n paar feite oor myself te gee. So, ek love 'n stukkie margarita pizza. En ek sal graag enige pug vir 'n hond wil hê. En as ek my man kan oortuig, sal ek eendag gou die karre met die wimpers. Soos ek soek dit so graag. Maar ons werk nog daaraan. So die aankondigings is dat die graad 7's, julle bly agter in die kerk na die erediens. Die graad 8's gaan na die oranje klas toe. Die graad 9's na die rooi klas. Die graad 10's na klein kerkie en na die graad 11's gaan konsistorie toe. So, dit 'n bietjie die ys te breek en want ons almal is nog in vakansie mode. Draai gaan na die persoon langs jou en som jou vakansie in een woord op. Ek gee julle 'n minuut. Okay. So nou klink julle vakansie is meer oortuigend lekker. So julle sien nou ek het 'n naald in my hand en 'n ballon in die ander hand. Maar julle weet nie maar dink julle ek gaan hom pop? Dink julle so? Dink julle gaan hom nou pop? Nee, van julle sê nee en julle is reg. So maar ek gaan hom later miskien nie pop nie, maar ons gaan later daarby kom. Maar wat ek wil vir julle vra is net of waar jy sit om vir 'n oomblik gaan jou oë toe te maak. En diep asem in te asem. En soos jy inasem, besef dat jy beleef hoe die asem deur jou liggaam gaan. En sien dit en beleef dat jy tans die Here se asem inasem. Die een wat vir jou lewe gee. En as jy uitasem, wil ek hê dat jy moet dit sien as 'n simbool dat jy alles waaroor jy vrees, alles waarvoor jy bang is, maar ook opgewonde is, in die Here se hande los. So kom ons al diep asem in en uit. En in en uit. Julle kan my julle oë oopmaak. So die jaar is dit is 'n nuwe jaar, 2025 het nou begin met nuwe dinge. Wie is excited vir die jaar? Julle. Is die res nie excited nie? Ek gaan nou weer vra, wie is excited vir die jaar? Okay, dit klink bietjie meer oortuigend. So, is 'n nuwe jaar met exciting dinge. Maar van julle is dalk in die eerste week van graad 7 en die eerste week ook dalk in hoërskool. Maar ook van julle is dalk 'n bietjie gespanne. Want mens mag dalk nie wees in hoërskool, maar is tog scary. Van julle mag dalk in graad 11 wees en heeltyd hoor of al klaar hoor dat dit die belangrikste jaar van jou lewe is. Of meisies, julle is dalk in matriek en is al klaar besig om te Pinterest oor jou matriekafskeidrok. Of jy het net dalk 'n nuwe werk begin en is gespanne oor die nuwe werk, maar tog exciting. Maar die Here sê vir ons in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. Nou die Here is met ons. Hy wil hê dat jy moet verstaan dat wanneer jy die jaar aangaan tot in daai exciting oomblikke wanneer jy rok beplan of wanneer jy jou vak is dalk kies vir graad 10, is die Here met jou. Hy's met jou wanneer jy daai graadpunte vir graad 11 instuur, vir universiteit instuur. Die Here los jou nooit alleen nie. So ek gaan vir ons 'n kers aansteek as 'n simbool dat die Here vanaand hier teenwoordig is. Maar dat hy ook in jou lewe teenwoordig is, daar waar jy daagliks skool gaan of huiswerk doen of waar ook al jy gaan of by die werk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons veilig hou deur hierdie vakansie, Here. Here, dankie dat ons die geleentheid kon gehad het om op vakansie te kon gaan, Here. Here, dankie vir al die seëning in ons lewe, Here. Here, dankie dat ons kan weet dat U met ons is en dat U ons nooit ooit alleen los nie, Here. Here, dankie vir U liefde en U genade, Here. Ek sê net dankie vir alles wat U vir ons doen. Amen. Kom ons staan saam en sing die volgende liedere. Julle kan saam opstaan. Who am
I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In the Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, praise when I do. I praise 'cause I know You're still in control. 'Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise
'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. No, I won't be quiet. My God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Jesus, die een av eeuwigheids macht. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Jesus, Jesus, die een av eeuwigheids macht. Jesus, Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde as ek sing. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my krag en verstand, het ek U lief. Amen. Julle kan sit. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan net sing van die liefde. Dankie dat ons nou kon sing dat daar 'n plek is in U koninkryk vir ons, Here. Here, dankie dat ons kon sing en U aanbid sonder om vervolg te word, Here. En dat ons weet dat U ons so liefhet.
dat U so trots is op ons. Here, ek vra nou dat wanneer ek preek, dat U deur my sal preek. Dat dit nie my woorde is nie, Here, maar U woorde deur my. Dat dit U boodskap is. Dit kan die gemeente verkondig word, Here. Ek vra dit alles in U naam alleen. Amen. So ons gaan nou Johannes 21 vers 1 tot 14 saam lees. So julle kan saam met my volg in julle Bybels, maar dit sal ook op die skerms verskyn. Nou, hierdie teks vind plaas net wanneer Jesus aan sy disippels verskyn het by die see van Tiberias. So dit sê die volgende. Hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn. En dit was hoe hy verskyn het. Saam daar by mekaar was Simon Petrus en Thomas, wat bekend staan as Didymus, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Teen dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet, dit is Jesus nie. Jesus vra toe vir hulle, my kinders, julle het sekerlik niks om te eet nie. Hulle antwoord hom, nee. Hy sê toe vir hulle, gooi die visnet uit aan die regterkant van die boot, en julle sal iets kry. Hy gooi dit toe uit, en vanweer die groot klomp vis, was hulle nie in staat om dit in te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus dit hoor dat dit die Here is, het hy sy boekleed omgebind, want sy boelei was kaal, en in die see gespring. Maar die ander disippels het met die skuit gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, net ongeveer 200 el. Toe hulle aan die land kom, sien hulle daar 'n koolvuur gereed en vis wat daar blê, en ook brood. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe aan boord gegaan en die vis net vol groot visse op land getrek, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie. Jesus sê toe vir hulle, kom eet ontbyt. Niemand van die disippels het egter gewaag om hom te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en so ook die vis. Dit was die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Net tot daar. So dit is 'n lang storie, maar eintlik wat het sê is, Jesus se disipel, die teks begin, waar Jesus se disippels besig was om vis te vang. Die Jesus se disippels was vissermanne gewees, net voordat hulle disippels geraak het. So na Jesus se kruisiging, dood en opstanding, het hulle teruggegaan na hulle ou beroepe toe. So die feit dat hulle nie kon vis vang nie, het beteken dat daar geen kos op die tafel sou wees vir hulle en hulle gesin nie. So hulle was bang en moedeloos, want sonder hierdie vis, sou daar geen kos gewees het om hulle gesin mee te voed nie. En hier kom 'n vreemdeling, wat ons weet is Jesus, en sê vir hulle by dagbreek, gooi net die net aan die ander kant, aan die regterkant, en hulle doen dit, en hulle vang 153 visse, en die net skeer nie eers nie. En Johannes besef, dit moet die Here wees, en hy sê dit vir die ander disippels. En Petrus was so opgewonde om Jesus te sien, dat hy die skuit uitspring en na Jesus toe swem. Maar dit was nie ver van waar hulle by die boot was tot by die strand nie. En toe die ander disippels by die strand kom, sien hulle dat Jesus klaar 'n vuur aangesteek het en vis en brood daarop begin braai het. En Jesus vra vir hulle om dit wat hulle gevang het ook te bring na die braai. Nou ons lees en hoor hier dat die disippels moedeloos was. Dit is nie asof hulle niks gedoen het en net op die skuit gelê en slaap het nie. Hulle het in die nag gegaan, die tyd wat die maklikste was om vis te vang en probeer vis vang, maar hulle kon nie. Hulle kon nie vis kry om vir hulle gesinne te versorg nie.
En hulle het bang geraak, want hoe gaan hulle nou vir hulle gesinne kos gee? En hier kom Jesus en kom gee vir hulle en sê vir hulle, gooi nie die skei, die net aan die regterkant. En hulle vang 153 visse. Nou plaas jouself in die disippels se skoene. Hulle het hulle lewe agtergelos om Jesus te volg. Maar na sy kruisiging, dood en opstanding, het hulle teruggekeer na hulle ou beroepe toe. Net soos wat ons nou na vakansie terugkeer na ons lewe van die routine, van huiswerk doen, eksamens skryf, skool toe gaan, werk toe gaan, of om universiteit toe te gaan. En van die kere maak het ons moedeloos. Van die kere raak ons so gespanne oor wat ons moet doen, dat ons bang raak. En elkeen van ons begin hierdie jaar opnuut. Jy is dalk in 'n nuwe skool, in 'n ander hoërskool met ander vriende, jy ook 'n nuwe werk begin. En jy vrees van wat as alles nie uitwerk nie. Die onbekende freak ons net so uit soos wat dit vir die disippels uitgefreek het. Want hulle het gewonder, wat as hulle nie vis vang vir hulle families nie? En net so het jy ook 'n wat as. Wat as jy nie goed genoeg is vir die eerste span nie? Wat as jy nie goed genoeg is, of jou punte nie goed genoeg is om universiteit toe te gaan nie? Al hierdie wat as maak ons soms bang en freak ons 'n bietjie uit. Nou, my wat as is as hierdie ballon nou pop. Nou weet ek nie waar die ding is nie, maar ek gaan op hom trap. Kom ons kyk of dit gaan werk. Okay, nee. Wag, moet kyk. Toe maar. Okay, sien daar is my vrees nou. Die idee was dat hy moes pop, maar ek het die naald verloor. Maar sien, julle kon niks doen om te keer of ek die ballon gaan pop of nie. En dit is presies wat die Here vir ons probeer wys. Lewe gebeur. Ballonne pop nie wanneer hulle moet nie. En soms gebeur goed wat ons nie beplan nie. En dit maak ons bang. En soms is ons so gefokus om hierdie ding wat ons oor gespanne is, dat ons nie die seëninge rondom ons raak sien nie. En die Here kan probeer vir ons hierdie teks sê dat, al pop ons ballonne dalk nie altyd en werk dinge nie soos wat dit moet nie, dat hy is nog steeds by ons. Dat hy ons nooit ooit alleen los nie. Dat hy jou seën met soveel mense wat vir jou omgee en wat jou ondersteun. Want soms kan ons nog als preoccupied raak met, is ons eksamenspunte goed genoeg? Ja, dit is belangrik om hard te leer, maar soms is dit nodig om net na die Here se voete toe te gaan en vir hom te sê, Here, neem hierdie stres, dit wat my bang maak, soos neem dit net in u hande. Neem dit net oor, Here. So, ek wil julle uitdaag om hierdie jaar in te gaan, en wanneer dinge moeilik raak, wanneer dinge nie gaan soos wat dit beplan moes gaan, soos wat jy beplan het om te gaan nie, dat jy net dit in die Here se hande los. En vir Here sê, Here, neem hierdie las van my skouers af. Nou ek wil vir julle vra, hiervoor is papiertjies, julle sal sien in die een bakkie is daar wit blaadjies en die ander emmertjie is leeg, so daar's 2 emmertjies met papiertjies en 2 emmertjies wat leeg en potlode, dat julle nou, dit wat julle die jaar in die Here se hande wil los, kom neerskryf, as 'n simbool dat jy vir die Here sê, Here, neem dit, ek plaas dit in u hande, en dat jy dit in die emmer gooi, en dan weer gaan sit. Daar gaan musiek in die agtergrond gespeel word, maar dis regtig nie nou die tyd om met jou mooi uit jou vriende te gesels en vir hulle te sê wat jy op die papiertjie geskryf het nie. Ons gun mekaar die tyd om nou net met die Here te gesels en jou bekommernisse op die papier te skryf. Dit wat jou uitfreek. Jou wat as. Dat jy dit gaan neerskryf en in die Here se hande los. Sy liefdevolle hande wat vir jou omgee. En so wat in Jesaja gesê het, sê hy vir ons, hy los ons nooit alleen nie. Hy het tot sy seun na die aarde toe gestuur om vir ons aan die kruis te sterf. So ek vra nou dat julle kan stukkie vir stukkie vorentoe kom, 'n papiertjie neem en neerskryf en julle kan sommer daarop druk en dan net in die emmertjie gooi. Dankie. Julle kan maar kom as julle wil. Nee, almal op een slag hê.
Waar jy is, ek Here dat ons oë toemaak en net bid. Here, dankie dat ons weet dat dit wat ons hier op papier geskryf het nou in U hande is, Here. Dankie dat ons U kan vertrou hiermee, Here, en weet dat U in beheer is, Here, en dat U ons raak sien. Dat U ons vrese, dit wat ons bang maak, raak sien. Dat U daar is in elke oomblik wat ons ervaar. Of die goeie oomblikke is, of die slegte oomblikke is. Dat U ons nooit ooit alleen los nie, Here. Here, help ons om daagliks te besef dat in die jaar wat kom, dat wanneer dinge sleg gaan, dat U by ons is. Dat U ons styf vashou in die palm van U hand. Ek vra dit in U naam alleen. Amen. Voordat ons die slotlied sing, wil ek gou geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word. Dankie.
2, hallo. Kom ons staan saam en dan sluit ons af met 'n lekker lied van vertroue, my rots. Net by God vind ek my rus, van hom kom my redding en my hulp. Hy is my rots, my wegryplek, dit maak dat ek vas en stewig staan. Net by God vind ek my krag, hy is my toevlug in my nood. Hy is my skuld, my wegryplek, by wie ek altyd veilig is. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. Net by God vind ek my rus, op hom alleen kan ek vertrou, en al die mag behoort aan hom. Hy is my lewe en my woord. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom is my verwachting. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom kom my verlossing. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom is my verwachting. Wees stil my siel, hy is die Heer, van hom kom my verlossing. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel. Vertrou op hom, ten alle tye stort jou hart uit voor die Heer. Hy is my redding, my veilige vesting, hy keer dat ek wankel, my rots. Julle uitstuur met die seën, onthou net graad 7 is, julle moet agterbly in die kerk. Graad 8 gaan na die oranje klas toe. Graad 9 is, julle gaan rooi klas toe. En graad 10 gaan klein kerkie toe en die graad 11 gaan konsistorie toe. Maar mag julle weet dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag by julle sal wees. Amen. Okay, julle die wat graad 10 moet agter Karika aanloop. Sy gaan vir julle wys waar ons die klein kerkie.